In die nuus vanaand, 32 minderjariges in Johannesburg gevind wat vermoedelik slagoffers van mensenhandel is. Die EFF wil Oranje se selfbeskikking laat hersien. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die polisie in Gauteng ondersoek die moontlikheid dat 'n voorval van mensenhandel in Lombardie Oos in Johannesburg verbind kan word met 'n soortgelyke voorval in Januarie, toe ongedokumenteerde Ethiopiërs in 'n huis in dieselfde gebied aangehou is. Dit volg nadat 32 buitelandse minderjariges in 'n huis in Lombardie Oos gevind is. Die polisie vermoed hulle is slagoffers van 'n mensenhandelsindikaat. Die minderjariges is Ethiopiese en Somaliese burgers. Die huis word glo aan 'n buitelander verhuur. Die polisiewoordvoerder in Gauteng, Mavela Masondo, sê hulle is nie seker hoe lank die kinders in die huis aangehou is nie. 'n Ondersoek is ook van stapel gestuur na hoe hulle die land binnegekom het. Die minderjariges sonder dokumente is na die Sandringham polisiekantoor geneem nadat hulle vroeër ontsnap het. The police were received a call this morning. It was round about 9 o'clock. So the call was from the local community patrollers. So they informed us that they've just seen people who are roaming the streets of Lombardie East, and most of them are half naked, and they are not known in the area. We then dispatched our members to go and find out what was really happening. Who are those people? And then when we got there, we were told that no, some of them they've just got inside one of the shops here in Lombardie East. We went there and we found 8 of those people, and most of them were half naked. So we tried to interview them to find out who are they, where do they come from, but we found out that they don't understand English. So we brought them to the police station, and we were told that it's not only these 8. There are some of them who are still around. We went looking for the others, and we found other 24 of these people. Ander regeringsdepartemente soos maatskaplike ontwikkeling is ook betrek om die minderjariges te ondersteun. In 'n dramatiese wending in die Jocelyn Smith verhoor in die rondgaande hof in Saldanha is daar aangevoer dat die staatsgetuie Laurentia Lombard en haar kerel Ayanda Litoni die baasbreine agter die kind se verdwyning was. Lombard het vroeër getuig dat Smith se ma, Kelly, aan haar gesê het dat sy Jocelyn vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop het. Kelly Smith, Jacqueline Boutao-Polis en Stefano van Ryn word van ontvoering en mensenhandel aangekla. Lombard het tydens kruisondervraging deur die verdediging toegegee dat vrees, wantroue en angs, tesame met die gebruik van dwelmmiddels, 'n rol kon gespeel het vir van die leuns en halwe waarhede in haar aanvanklike verklaring aan die polisie. I'm instructed that a possible reason that you are implicating her Sy sê 'n moontlike rede waarom u vir aan hierdie saak trek is to save your own skin. as om vir u self te red. Dis nie waar nie. That's not true. I'm also instructed that Further instruction is that she believes that it was you and Ayanda who were the masterminds and who had committed this offense. dis u en Ayanda wat die breine agter alles is. U julle het hierdie klagtes gepleeg. Dit is nie waar nie. Dit is sy en Boeta. Na Lombard se kruisondervraging het kaptein Wesley Lombard van die provinsiale georganiseerde misdaadeenheid agter die getuiebank ingeskuif. Kaptein Lombard het getuig dat Smith 'n week na Jocelyn se verdwyning tydens sy onderhoud as opgewerk en aggressief voorgekom het. Hy het gesê hy was geskok toe sy vir hom sê Jocelyn is nie meer in Saldanha nie en dat sy met haar lewe moet aangaan omdat sy ook 2 ander kinders het wat sy moet versorg. En ek het aan haar genoem in soveel woorde
I mentioned to her in so much words, my lord. Hoe kan 'n ma How can a mother? van 'n kind vergeet in 'n paar dae? A mother can forget about the child in a few days. En hoe kan 'n ma so praat? How can a mother speak like that? Ek noem aan haar dat I further mentioned to her, my lord, jy sê dat jy swaar is oor jou kind, you say you're so heartbroken about your child, maar jy wys geen emosies nie. but you show no emotions. Die verhoor duur voort. Tanya Krause, SAIK nuus. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het lede van die G20 gesmeek om meer befondsing vir gesondheidstelsels beskikbaar te stel. Hy was die hoofspreker by die tweede vergadering van die gesondheidswerkgroep van G20 lidlande in Ballito aan die KwaZulu-Natalse Noordkus. Motsoaledi het aan afgevaardiges gesê, gesondheid is nie bloot 'n begrotingskwessie nie, maar 'n fundamentele belegging in die globale toekoms. 4,5 miljard mense, of omtrent die helfte van die wêreld se bevolking, het geen toegang tot noodsaaklike gesondheidsdienste nie, terwyl hoë gesondheidskoste verdere 2 miljard mense in armoede gedompel het. Motsoaledi sê die vergadering van die gesondheidswerkgroep op Suid-Afrikaanse bodem is deurslaggewend om veerkragtige gesondheidstelsels en gelyke toegang tot dienste tot stand te bring, sodat die ontstellende toename in nie oordraagbare siektes gestuit kan word. Hy het beklemtoon dat die hoofvlakvergaderings van die Verenigde Nasies oor universele gesondheidsdekking in 2019 en 2023 lande se verbintenis tot kwaliteit gesondheidsdienste vir almal herbevestig het in ooreenstemming met die doelwitte vir volhoubare ontwikkeling. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het onlangs kommer uitgespreek dat die doelwitte bedreig word omdat nie veel vordering met die bereiking daarvan sedert 2015 gemaak is nie. The COVID-19 pandemic, coupled with economic downturns and conflicts, has disrupted essential health services and pushed millions further into poverty. This regression across both indicators underscores the fragility of our health systems and the urgent need for renewed action. We must reverse this trend and accelerate progress towards UHC. Motsoaledi sê ekonomiese groei en belegging in gesondheid is onlosmaaklik verbind. We must acknowledge that spending on health is not a cost, but an investment. Gesondheidsekonome by die vergadering sê, hoewel gesondheidsbefondsing in 'n krisis is, het sekere lande soortgelyke situasies oorkom en universele gesondheidsdekkingstelsels tot stand gebring. I think that the South African government, with their plans to launch the NHI, this might actually be the perfect time to do it. And you know, sort of our analysis is that South Africa's aggregate health spend of about 8% of GDP ought to be sufficient for the entire population. 'n Ministeriële verklaring oor gesondheid sal na verwagting tydens die vergadering van G20 gesondheidsministers in November aanvaar word. Net hierna is daar nuus oor die EFF wat gekant is teen Oranje se voortbestaan. Bly by ons. Welkom terug. Die EFF in die Noord-Kaap het onderneem om druk op die provinsiale en nasionale regering te plaas om sy posisie oor die bestaan van Oranje en sy steun aan sy selfbeskikking te heroorweeg. Dis ondanks artikel 235 van die Grondwet wat kultuurgroepe se reg tot selfbeskikking waarborg. 'n klousule wat die Afrikaners gebruik het om hulle op 'n plaas te vestig wat die stigter van die Oranje beweging, Wyle Karel Boshoff, gekoop het. Die EFF sê hy gaan die eerste salvo vier met 'n betoging na die kantoor van premier Zamani Sol volgende maand. Dis 'n 1994 demokrasie-transaksie wat 'n doring in die vlees van sekere Suid-Afrikaners bly. Die destydse Vryheidsfront, ANC en Nasionale Party het op 23 April 1994 'n ooreenkoms oor Afrikaners selfbeskikking onderteken. Volgens die EFF verswak die voortgesette bestaan van Oranje, wat 'n staat binne 'n staat is, eenheid in Suid-Afrika en is dit 'n tikkende tydbom. Dit volg te midde van pogings deur AfriForum om die sogenaamde lot van Afrikaners
onder die Amerikaanse president Donald Trump se aandag te bring. Why are they part of this legislature? Why are they part of councils? Why are they doing business with black people and say to us that they can't stay with us in their neighborhood? That's nonsensical. And as the EFF, we're going to engage the premier to start negotiating with those racist people. Premier Zamani Shal het sy standpunt oor Orania en sy reg tot selfbeskikking in die verlede verduidelik. Hy sê egter die jongse verwikkelinge waarby AfriForum betrokke is, ondermyn die land se soewereiniteit. It's completely unacceptable that a group that organizes itself on basis of race and with the ultimate desire to preserve white privileges in this country should go out and speak bad about South Africa. Die Orania beweging het die VSA se aanbod van vlugtelingstatus vir Afrikaners in 'n onlangse verklaring van die hand gewys. Die EFF oplossingsgedrewe wil wees, dan is dit uiters belangrik dat hulle nie marcheer oral heen om mense regte te ontneem, om goed te vernietig en af te breek en om mense die reg tot gemeenskappe te ontsê nie. Dit is uiters belangrik dat die EFF eerder begin dink in dieselfde manier as wat Orania dink, om te dink hoe kan 'n gemeenskap opgebou word. Die EFF se optog na die premierskantoor is die begin van 'n veldtog om 'n dorp soos Orania se bestaan te beëindig wat, volgens die party, poog om demokrasie te ondermyn. Volgens die stad Johannesburg se uitvoerende burgemeester, Dada Morero, moet hulle nog 'n finale besluit neem oor die hernoeming van Santon Rylaan na Leila Khalid. Dit omdat die voorgestelde hernoeming spanning tussen Pretoria en die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie na verwagting gaan verhoog. Morero het die media oor hierdie en ander kwessies ingelig en sê die voorstel om die straat te hernoem is steeds in die openbare konsultasiefase. Stikkende verkeersligte, slaggate en dikwels wisselvallige kragtoevoer is 'n deurlopende nagmerrie vir Johannesburgers. President Cyril Ramaphosa het self stadsamptenare gekritiseer oor die toestand van die stad. Sedertdien is 'n presidensiële werkgroep gestig om die situasie om te keer. We've also entered into an agreement with national government to establish a presidential working group that will provide support to the city's strategic priorities. Morero sê die proses is nog nie gefinaliseer nie. The City of Johannesburg reaffirms its commitment to diplomatic sensitivity in the Santon Drive renaming process. The City of Johannesburg acknowledges public discourse regarding the proposed renaming of Santon Drive and emphasizes its dedication to a thorough, considered approach. It is also important to note that this resolution was arrived at in 2018 at the point where the Democratic Alliance was in government. Lede van die burgemeesterskomitee vir infrastruktuur en amptenare van die Johannesburgse padagentskap sê die eerste fase van konstruksie aan Lillian Ngoyi Straat behoort teen Augustus voltooi te wees en dat City Power verliese toegeskryf word aan hulle pryspakkette. The progress is proceeding very well. There are about 7 line items that we need to complete until the project is completed. In terms of us being on site, we're 100% on site. There's a contract on site with the employees. They are working. We wouldn't be focusing much on generating or selling power for the purpose of generating money out of it. It was more of social. As you realize that some of our rates and how we charge unit price of electricity will be lesser to Eskom. Morero sê planne is in 'n gevorderde stadium by Johannesburg Water om waterlekkasies hok te slaan en waterdruk te bestuur. Randwater se 3,9 miljard rand se Suikerbos watersuiweringsaanleg sal by voltooiing watervoorsiening aan Gauteng en naburige provinsies met 1,2 megaliter verhoog. Bouwerk in die aanleg in die Vaalrivier het reeds in 2015 begin. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majodina, het die aanleg besoek voor die regering se nasionale water en sanitasie indaba wat môre by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand begin. Dit is 'n opvolg van die waterberaad wat in Januarie verlede jaar gehou is. Die indaba sal na verwagting op kwessies oor waterveiligheid en verskaffing fokus. Majodina het 'n toesigbesoek aan die aanleg gebring wat by vereniging aan die Vaalrivier gebou word.
Sy sê dit sal 'n groot bydrae lewer om betroubare watervoorsiening aan inwoners te verskaf wat hulle water van Randwater ontvang. This institution is going to augment to supply water to Gauteng, Northwest, Mpumalanga and Free State. This is the first of its kind. Randwater sukkel om in die hoë vraag na water te voorsien, veral in Gauteng se 3 metro's wat verantwoordelik is vir 77% van die waterverbruik in die provinsie. So far we have released 150 million on the 31st of August 2023. What is left now is 450 million. We are going to further add another 600 million litres a day. By the time we finish this operation, we would have added 1,200 million litres, which is 1.2 billion litres a day, that will be supplied to the 4 provinces that the Honourable Minister mentioned. Terwyl die nuwe aanleg Randwater se waterverskaffingsvermoë aansienlik gaan verbeter, is 'n beroep op munisipaliteite gedoen om verouderde infrastruktuur op te gradeer, om vermorsing te beëindig en te verseker dat die water inwoners bereik. Astron Energy het onderneem om die land teen 2027 van skoon energie te voorsien. Die parlementêre portefeulje komitee oor minerale en petroleumbronne het Astron se raffinaderry in Kaapstad besoek. Dit is die tweede oorsigbesoek wat die komitee doen. Hy het gister besoek afgelê by die Strategiese Brandstoffonds of SFF in Saldanha. Die SFF is die stoorplek van onder meer ruolie, petroleumprodukte en gas wat in die staat en privaat eienaarskap is. Die portefeulje komitee is dit eens dat daar genoeg olie- en petroleumreserwes is in geval van nood. Die verantwoordelikheid berus op die SFF. Die kapasiteit van die land se raffinaderye staan op 35%, wat die laagste ooit is. Die komitee is bekommerd. It's only Sasol and Astron that are able to refine crude oil into oil that can be used in South Africa. So the decline to 35 is a serious worry because it says out of the 6 refineries that exist or existed, 2 are in operation. Astron, waar die komitee se tweede oorsigbesoek afgelê is, sê egter hy is gereed om die billike oorgang na skoon energie teen 2027 te haal. The original date for Clean Fuels 2, if I remember, was 2023. And in between COVID and everything else, I mean, that threw a spanner in the works. We weren't sure, is this going to be an investment that is going to be return-bearing or not? Be that as it may, I can say, Chair, if the team has not said it, we've taken the investment decision to actually make that investment in Clean Fuels. Suid-Afrika het onderneem om teen 2027 na skoon energie om te skakel. Strenger beperkings sal teen daardie tyd op skadelike stowwe in brandstof ingestel word. Eybre Babie, SAIK nuus, Parlement. Die salarisse wat Suid-Afrikaners na aftrekkings huis toe neem, het verlede maand 'n stygings getoon vanweë laer inflasie. Volgens Banks of Africa se jongste besteedbare salarisindeks het die gemiddelde bedrag wat salaristrekkers maandeliks in hulle sakke steek in Februarie met sowat 0,9% toegeneem tot R15.799. Dit was 'n beduidende verbetering van 10,7% jaar op jaar en is die hoogste in die afgelope 3 jaar. Maar hoewel dit 'n bietjie verligting bring, waarsku ekonome dat die positiewe ekonomiese vooruitsigte vir 2025 sekere gevare vir Suid-Afrikaners inhou. Die ekonoom Elise Kreer sê die groei in besteedbare inkomste is ondersteun deur salarisverhogings by maatskappye wat beter vaar en die lang opskorting van beurtkrag. Maar sy waarsku dat sake in die volgende paar maande kan verander. Specifically relating to what is playing out globally in terms of geopolitical risk still with us, and then also this evolving trade war. We do not know at this point exactly what will be the impact of what's happening in terms of tariffs on the South African economy, but it's likely going to be negative. So I do think there is some downside risk to our positive economic growth forecasts for this year. Volgens Kreer sal die voorgestelde verhoging van belasting op toegevoegde waarde nie 'n noemenswaardige invloed op verbruikers se koopkrag hê nie.
It's almost as if it will be a spike, and thereafter we will see that some companies will in any event also absorb that increase, given that it is fairly small in the month. Creer sê die toename in salarisooreenkomste in sekere sektore wat oor 'n paar jaar strek, sal meer stabiele verhogings vir werkers verseker. In terms of the actual average for the year, I think it's also been impacted by multi-year wage agreements, especially if you look at 5-year agreements that were set more or less in middle 2022, 2023, where we had inflation at quite high levels, between 6 and 6.9% averages between the 2 years. We now see some of those wage agreements in the second or third year with averages of 6% playing out. So those have been bumping up the average overall and just add to that sort of extra purchasing power. En kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. In die sportnuus net hierna lek die Blitsbok hulle lippe af vir die naweek se Hong Kong Sevens toernooi. Sluit gerus weer by ons aan. Dankie vir die saamkyk. Ons groet tot 'n volgende keer. Sluit weer gerus môre aand 8:30 by ons aan. Totsiens. Goeienaand en welkom uit 'n nat en reënerige Johannesburg. Vir vannag 'n 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land en dan vir môre sien ons reën word steeds verwag in groot dele van die land. 'n 80% kans vir reën in Gauteng, Vrystaat, Mpumalanga en dan sien ons ook miskolle word dan ook verwag in die Vrystaat langs die oos en die Weskus. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en sien ons ook in groot dele van KwaZulu-Natal, Noordwes, Noord-Kaap en dan ook in Vrystaat. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir ewige donderbuie in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga en dan ook in Vrystaat en dan sien ons ook swaar reën word dan verwag in dele van KwaZulu-Natal en dan toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande word dan ook verwag in dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit en Springs albei 15-25. Ons volgende provinsie is Limpopo, baie nat in die provinsie. Lephalale 'n maksimum van 29, Tzaneen 18-25 en dan Mokopane 18-27. Mpumalanga, Skukuza bereik 'n maksimum van 27, Middelburg 16-23 en dan Imalahleni en Secunda albei 16-23. KwaZulu-Natal, Richards Bay 19-26, Vryheid 16-21 en dan Kokstad 12-16. In die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 10-25, Mthatha 13-21 en dan Makanda het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 24. Koel in die Wes-Kaap, Kaapstad 14-28, ons sien Vredendal het 'n maksimum van 33 en dan Riversdal 14-26. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, Springbok 15-29, Kimberley 16-30 en dan Sutherland het 'n minimum van 7. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Sasolburg 15-26 en dan Bethlehem en Ficksburg albei 'n maksimum van 24. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Ottosdal 16-27 en dan Vryburg en Taung albei 17-29. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.